Die volgende ding waarna ons gaan kyk, is 'n tipe vraag wat jy ook kan verwag wanneer ons kyk na lineêre getalpatrone. Nou, hulle kan vir jou vra, tussen watter twee terme lê 133 as 'n lineêre patroon gegee word. Nou, julle hoef glad nie te stres wanneer julle hierdie tipe vrae sien nie. Al wat julle gaan moet doen, is julle gaan die stappe volg soos wat julle altyd doen. So jy gaan begin deur te kyk, dis 'n lineêre getalpatroon. Wat beteken? Dis die eerste konstante verskil. Wat beteken hy het slegs een boepie? So, jy gaan nou uitwerk, wat is daai eerste konstante verskil? So by die eerste een, plus 'n mens met 4, by die tweede een, plus ons ook met 4. So jy sien dat daar 'n konstante verskil is van positief 4. Jou tweede stapie gaan wees is, jy gaan probeer agterkom, wat wil jy antwoord? Jy wil kyk, tussen watter terme lê dit? So daai terme gee klaar vir jou 'n hint, dat jy gaan en moet bereken. Maar jy het 133. Nou waar gaan ek 133 in substitusie? 133 gaan ek in substitusie in Tn se plek. So Tn is gelyk aan 133. Wat is die algemene term van 'n lineêre getalpatroon? Dis Tn is gelyk aan Bn plus C. My B-waarde is 4. My C-waarde is jou eerste term minus jou konstante verskil. So 5 minus 4 gaan 1 wees. So is 'n positief 1. En dan is dit jou algemene term. Nou wil jy 133 in substitusie. En jy wil die aantal die terme uitwerk waarop 133 lê. So jy gaan die 1 oorvat, dan word dit 132. Jy gaan albei kante deel met 'n 4 en n gaan dus gelyk wees aan 33. Nou gaan jy die vraag beantwoord. Jy moet mooi verstaan. Op term 33 gaan dit gelyk wees aan 133. So, jy wil nou weet, waar lê 133? Nou as hierso term 32 is, en hier's term 33, en hier's term 34. Hier lê 133. Nou dit sê vir jou dat 133 nie kleiner mag wees nie, want hier gaan dit mos nou 'n kleiner waarde wees. So jy moet altyd van links na regs gaan as jy hierdie vraag wil beantwoord. So jou antwoord gaan wees 133 lê tussen term 33 en term 34. So dit wil sê tussen term 33 en term 34.